1 Samuel, hoofstuk 19. Saul het vir Jonathan, sy seun, en sy dienaars probeer oortuig om Dawid om die lewe te bring. Jonathan het egter baie van Dawid gehou. Toe sê Jonathan vir Dawid: "My pa wil jou om die lewe bring. Jy moet môre baie versigtig wees. Dit sal veiliger wees as jy iewers gaan skuil. Ek sal saam met my pa in die veld gaan staan, naby die plek waar jy wegkruip, en met hom praat. Indien ek iets agterkom, sal ek dit aan jou vertel." Toe sit Jonathan 'n goeie woord in vir Dawid by Saul. "Dawid het niks verkeerds gedoen teenoor u as koning nie. Moet asseblief nie iets verkeerds doen aan hom nie. Alles wat hy tot dusver gedoen het, het net tot u voordeel gestrek. Hy het homself in lewensgevaar geplaas deur teen daardie Filistyn te gaan veg en hom dood te maak, en dit was 'n oorwinning vir die hele Israel. Die Here het aan ons verlossing geskenk. U het dit self beleef en was net so bly daaroor. Hoekom sal u dan nou vir Dawid wil doodmaak en onskuldige bloed stort? Daar is mos geen rede vir so iets nie." Toe luister Saul na Jonathan en sweer onder eed: "So seker as wat die Here leef, Dawid sal nie om die lewe gebring word nie." Dawid is toe deur Jonathan geroep en hy het alles aan hom oorvertel. Daarna het hy vir Dawid na Saul gebring en dinge was weer na normaal, soos in die verlede. Toe breek daar weer 'n oorlog uit met die Filistyne en Dawid het teen hulle uitgetrek. Die Filistyne het op die vlug geslaan, want hy het hulle 'n groot slag toegedien. Weer het die bose gees wat deur die Here gestuur is Saul getuister, terwyl hy met 'n spies in sy hand in sy huis sit. Dawid het op die siter gespeel, en Saul het probeer om Dawid teen die muur met die spies vas te pen, maar Dawid het gekoes. Saul het die spies in die muur gegooi. Dawid het daardie dag gevlug. Daar is manne na Dawid se huis gestuur deur Saul om dit te bewaak en om vir Dawid die volgende oggend dood te maak. Toe sê Michal, Dawid se vrou, vir hom: "Jy beter vanaand vlug of jy is môre dood." Met die hulp van Michal het Dawid by 'n venster afgesak en weggekom. 'n Huisgod is deur Michal op die bed neergesit. Sy het 'n net van bokhaar gesit waar sy kop is en dit alles onder 'n kombers toegegooi. Toe die manne daar aankom wat deur Saul gestuur is, het sy gesê: "Hy lê siek in die bed." Saul het die manne teruggestuur na Dawid se huis met die opdrag: "Julle moet hom gaan haal, bed en al, en hiernatoe bring. Ek wil hom doodmaak." En toe die manne die huis ingaan, vind hulle die huisgod met die bokhaar in die bed. Toe vra Saul vir Michal: "Hoekom lieg jy vir my en help my vyand om weg te kom?" En sy antwoord: "Hy het my gedreig en gesê, as jy my nie help ontsnap nie, maak ek jou dood." Dawid het na Rama gevlug en by Samuel aangekom. Toe vertel hy aan Samuel alles wat Saul gedoen het. Vandaar het hy en Samuel vertrek en in Najot, wat ook die profetekwartiere genoem word, gaan woon. Aan Saul is die boodskap oorgedra: "Kyk, Dawid is in Najot, die profetekwartiere wat in Rama geleë is." Saul het van die manne daarna toe gestuur om Dawid gevange te neem, maar daar was 'n groep profete wat besig was om te profeteer onder leiding van Samuel. Toe raak die gees van God ook oor daardie manne vaardig en hulle het self ook geprofeteer. Saul het daarvan te hore gekom en het 'n ander groep manne daarheen gestuur wat ook begin profeteer het. Hy het 'n derde groep manne gestuur en hulle het ook begin profeteer. Daarop is Saul self na Rama toe. By die groot put by Sego het hy navraag gedoen: "Vertel my waar Samuel en Dawid hulle self bevind." Hulle antwoord toe: "Hulle is in Najot, die profetekwartiere in Rama." Hy het self na Najot in Rama gegaan. Daar het die gees van God ook oor hom vaardig geword en hy het al die pad geloop en profeteer totdat hy by die profetekwartiere in Rama aangekom het. Hy het self sy klere uitgetrek terwyl hy voor Samuel geprofeteer het. Daar het hy die heel dag tot die volgende oggend toe kaal gelê. Dit is hoekom daar gesê word: "Is Saul dan ook 'n profeet?"